Goeiedag, baie welkom weer hier. Ons is besig tussen my en Dominee Wouter met 'n reeks van met die tema die Gees lei ons in die volle waarheid. Ons Pinksteroordenkings hier in 2020 in die tyd van lockdown. Ons het natuurlik pas die afgelope dag of 2 gehoor dat die kerke weer kan begin oopgaan. Daar's nog baie onduidelikheid daaroor presies hoe ons dit gaan doen en hoe ons gemeente daaroor voel en gaan implementeer. So hou maar vas. Ons sal daarby uitkom en alles natuurlik deurgee. Ek het nie geweet hoe koud gaan dit wees, regtig, toe ek 2 dae terug gesê het, hier is altyd die koudste tyd van die jaar in Pinksterweek nie. Maar dit is lekker koud, ek hoop julle is weer lekker warm en snoesig. Ons tema van die week is die Gees lei ons in die volle waarheid. En ons subtemas, maandag het ons gepraat oor hy herinner ons aan die woord. Dinsdag was ek aan die beurt, hy maak ons ontvanklik vir die woord. En woensdag was die tema die Gees help ons die woord verkondig en vanaand sluit ons die temas af met hy lei ons deur die woord. En ek gaan so 'n bietjie die tema verander soos dit met my gepraat het. Vir my voorbereiding het ek Psalm 119 gelees. Ja, die hele Psalm 119. En ek gaan nie die hele een daarom vandag vir julle lees nie. Net een gedeelte, maar ek was so aangenaam verras en ek het dit so geniet, hierdie Psalm, hierdie langste Psalm, die langste hoofstuk in die Bybel. Ek het toe my tema verander na die A tot Z van ons liefde vir God se woord. Die A tot Z kan mens sê hoe die Heilige Gees ons liefde gee vir God se woord. Dit is nie toevallig dat ek nou die alfabet hier inbring nie. Psalm 119 is 'n akrostigon, sê ek dit nou reg? Waar is daai verskriklike woord? Ja, akrostigon. Wat beteken dat elke vers, elke 8 verse begin met dieselfde letter van die Hebreëse alfabet. As jy in jou ou vertaling gaan kyk, 1933, 1983 vertaling, dis op die skerm vir julle wat kyk, dan sal julle sien, daar is die snaakste woord, elke 8 verse. Hierso die voor vers 1 staan daar Alef. Nou, dit is dieselfde as die Hebreëse letter A. En vers 9, Bet, Gimel, Dalet, en so gaan dit aan. Eintlik is hierdie Psalm 22 gedigte, want daar's 22 letters in die alfabet, wat elke ene besing van hoe lief die digter die woord van die Here het. Hy kan eintlik net nie uitgesing raak nie, is nie die volgende versies, so gaan dit aan. En dit regtig my geïnspireer, het my nie verveel nie, het my geïnspireer, het my ook 'n liefde gegee daarvoor. Ons gaan lees uit die een van die gedigte binne die groot gedig, wat die opskrif het Nun, met alle woorde N van die alfabet. N vir nou D, miskien kan jy jou eie gedeelte, jou eie versies uitsoek, wat begin met jou, die letter van jou naam. Ons lees, en dis in vers 105 van Psalm 119. Voor ons dit lees, kom ons bid net saam. Ons Here, dankie dat ons saam kan wees hier in die winter, en dat ons weet dat U altyd by ons is. Of ons by die huise is, of ons loop, of ons slaap, of ons sit, U is daar. Ons kan nie van U af wegkom nie, want U is by ons. En daarom is ons vertrou ook in U, en ons wil ons hele hart vir U en vir U woord oopmaak. Amen. Vers 105 van Psalm 119. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly, om my aan U bepalings te hou. Hulle is regverdig. Ek ly swaar, Here, hou my in die lewe soos U beloof het. Neem tog my dank aan, Here, leer my U bepalings. My lewe is gedurig in gevaar, maar U wet verontagsaam ek nie. Die gelowige stel vir my 'n stryk, maar van U bevele wyk ek nie af nie. U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde.
ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer, tot die einde toe. Het julle opgelet dat elke versie, self in hierdie 8 verse, het 'n woord vir woord. Partykeer is die woord vir woord, dan maak ek myself deur mekaar. Ander keer is dit wet, kan julle sien by die ander ook? Vers 105 is dit woord, dan bepalings, vers 107, soos u beloof het, vers 8, bepalings, vers 109, wet, dan is dit bevele, verordeninge, voorskrifte, soveel sinonieme woorde vir dieselfde tipe van ding, om verskillende wonderlikhede van die woord uit te lig. Maar is dit net ek, of het jy dalk ook bietjie vreemd gevoel oor hierdie verskriklike liefde wat die digter het vir die woord? En op ander plekke in die Psalm praat van 'n verlange, en hoe dit soet soos heuning, en net 'n ongelooflike liefde vir die woord. Nou, woord kan mens nog so half verstaan, maar wet, wie van ons hou van die verordeninge wat die regering op ons sit op hierdie stadium? Al verstaan mens dit, wel, party verstaan mens. Is dit nie iets waarvoor jy kan sê, jy's lief vir hierdie bepalings en wette nie? Joe, ons is ver te kort, kan ons vir onsself sê. Maar skep moed, moet nog nie skuldig begin voel nie, want die woord en die wet en al hierdie woorde is iets anders. Laat ek dit so verduidelik, dat as jy 'n liefdesbrief kry van jou geliefde wat jy lanklaas gesien het, dan lees jy hierdie brief, en is jy dan lief vir hierdie brief? Dis 'n bietjie vreemd. Jy gaan dan oor en oor weer terug na die liefdesbrief toe en jy lees dit, so jy moet lief wees daarvoor, maar eintlik is jy lief vir die persoon wie se woorde dit is. Dis hoekom jy opgewonde is oor die liefdesbrief. En dit is waaroor dit gaan hier, die hele Psalm 119. Die Bybel of die skrywer is lief vir God, en het 'n verlange om by God te wees. En wat het hy by hom? Hy het die woord, die Torah. Hy het God se wil wat sê, so moet jy maak. As jy die lewe wil lewe op so 'n manier. Vir gelowiges is die woord 'n venster na God toe. Die Gees is die een wat ons lei om God meer en meer lief te hê. Maar die Gees gebruik die woord, die wil van God, om vir ons nader te bring aan die Here. Ek kan miskien nog 'n voorbeeld noem, dat ons het 'n nuwe ding in ons huis gekry die afgelope week of wat, 'n blou bank. Nou vrouens sê dis nie blou nie, dis turkoois, maar dis 'n lekker bank. Ek het nog nooit 'n nuwe bank gekoop nie. Hy is so gemaklik, jy kan so lê en hy is hierdie mooi kleur, vrolik, maar ek het nie verstaan hoekom ek so lief is vir hierdie bank nie. Lief vir die bank. Toe ek agtergekom het, ek sien so in hierdie bank my vrou raak. Turkoois is haar gunsteling kleur en sy het hom uitgekies en sy was opgewonde daaroor. So as ek kyk na die bank, is ek lief vir die bank, want ek sien vir Erna. So is dit met die woord. Dat dit 'n manier is, ons sien die woord en ons sien eintlik vir God raak. Dit gaan nie oor papierbladsye nie, en dat dit 'n heilige boek is wat niks oor mag kom nie. Dit gaan daaroor dat dit 'n venster is na God. Dat ons sien, kyk hoe lief is God vir my. En daarom is ek lief vir hom, want ek wil by hom wees. Ek wil maak soos hy sê. So vinnige opmerking, dit is sekerlik hoekom Jesus die mees duidelikste vorm is van God se woord. Want in Jesus sien ons raak hoe God regtig is, 100%. Johannes 1 vers 1 sê mos, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en toe het die woord mens geword, en in Jesus sien ons God. Woord met 'n dubbele hoofletter, as daar so iets is soos 'n dubbele hoofletter. Daarom sê Hebreërs ook,
ons oog gefestig op Christus, die begin en die volëinding van ons geloof. Want op hierdie woord, op Christus, hou ons oë. Daar's twee dinge in hierdie Psalm wat die hele tyd herhaal word. Die een is natuurlik hierdie woord en al die sinonieme daarvoor, ander woorde vir woord. Die ander beeld wat so sterk is die pad. Soos in ons teksvers, vers 105, wat sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Gedurig deur sê Psalm 119, praat hy van die pad, die verkeerde pad, die regte pad. En dit gaan natuurlik oor mense lewe, dat dit 'n metafoor, 'n beeld is om te sê, my lewe is soos 'n pad wat ek loop. En daar's baie afdraai paadjies langs die pad, elke afdraai paadjie ken ek, sê Koos Du Plessis. Maar daar is ook die regte pad. En die psalmdigter sê, maar wat my help om op hierdie pad te bly, is God. Maar hoe sien ek vir God raak? Hier naby my, deur sy woord. Daarom het hy so liefde daarvoor. Want daar is baie gevare, dit sien ons die hele tyd in die Psalm ook, in die gedeelte wat ons gelees het ook, sien ons baie duidelik, hier is 'n toestand van nood. In hierdie pad is dit ons in 'n noodtoestand, soos hier met lockdown ook, daar's gevare. Terwyl jy lewe is daar dinge wat jou aandag wil aftrek, wat jou op verkeerde pad wil lei. Daar word gepraat van strikke, die goddeloses wat strikke stel, wat gate grawe. En so is dit in ons lewens ook. Ja, ons is lief vir die Here, ek is lief vir die Here, maar daar's dinge wat maak dat ek so maklik in kan val, wat my aandag aftrek. Hoe bly ek dan op die regte pad? Deur aan God te klou. En die Heilige Gees gebruik die woord om 'n venster te skyn op wie is God. Wees eerlik, moenie jok met hierdie transaksie nie. Jy moet eerlik wees. Miskien word jy beroof deur anderskleuriges, mense van 'n ander kultuur, en dan staan hierdie haat in jou op. Dit het met my ook al gebeur. Dit is so maklik en dit word 'n haat waar daar bly en bly. Maar dan lees jy die Bybel en sê, maar jy moet alle mense lief wees, soos wat Jesus, die woord van God, vir ons gesê het. Wat keer my van die verkeerde pad af? En dis natuurlik net eenvoudig God. Maar ons sien 'n venster na God toe, deur die woord. God se manier van doen, God se filosofie, die woord, die Torah, die Hebreëse woord vir wet, die verordeninge, sy woorde, is vir my die riglyn, sê vir my, hoe kan ek dink oor hierdie lewe, om 'n sinvolle lewe te hê, om 'n lewe te loop wat al is daar gevare, dat soos heuning in my mond is. Hierdie week se Pinksterreeks het ons gekyk hoe die Heilige Gees die woord vir ons oopbreek, die woord gebruik om ons nader aan God te bring, sodat die woord eintlik op die ouende wegval, soos 'n liefdesbrief wegval, omdat ons dit om te laat dink aan die persoon wat ons lief het. Dit is wat die Bybel wil doen in ons lewens. Die Heilige Gees die Bybel oopmaak vir ons, dat ons God leer ken. En soos hierdie Psalm sê, in sy pad loop, 'n verlange het na God self. Daarom my tema hierdie dag was Psalm 119, die A tot Z van liefde vir die woord van God. Maar ons wil dit laat wegval eintlik, want dis wat die Bybel wil doen, die A tot Z van liefde vir God. Mag ons deur die Bybel en op al die maniere hoe die Gees ons laat groei, liewer word vir God, en so die eerste gebod nakom, 'n gebod wat vir ons is so soet soos heuning. Amen. Here, gee ons tog meer liefde vir u woord, sodat ons in u woord en in alles rondom ons u woorde kan sien. Dat ons u raak kan sien en kan agterkom hoe lief u vir ons het. Dankie Here vir u seëninge. Dankie dat u die pad elke tree saam met ons stap.
Here, waar daar gevare is, dinge wat ons wil wegtrek van U af, bring ons tog keer op keer nader aan U, deur U Heilige Gees. Amen. Dit was die afsluiting van die reeks. Baie dankie dat julle dit bygewoon het op so 'n digitale manier. Eintlik op 'n manier is Sondag die afsluiting van die reeks met die Pinksterfees Sondag. Met die tema wat ons ook by Ek Glo aansluit, leef doelgerig. Leef doelgerig. Die Gees wat ons help om doelgerig te leef. Mag julle 'n wonderlike week hê. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And when I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and